Môre sê, dis woensdagoggend. Dankie dat jy saam kuier. Johannes 10 vers 10. 'n Dief kom om te steel en te slag en te verwoes. Maar ek het gekom sodat jy die lewe kan hê en dit in oorvloed. Hierdie gedeelte is so kosbaar en so waar in elkeen van ons se lewens. Aan die een kant het ons die vyand, en die modus operandi van die vyand is om te steel, te slag en te verwoes. Aan die ander kant het jy Jesus, ons verlosser en saligmaker, wat gekom het sodat ek en jy die lewe kan hê en dit in oorvloed. Wat steel hy by ons? Primêr ons vreugde, ons vrede, ons glimlag. Wat slag hy? Baie keer my menswees, my selfbeeld. Wat verwoes hy? My identiteit, veral wie ek is in Christus en my roeping. Hoekom die Here my hier geplaas het, die gawes en talente wat hy vir my gegee het. Wat is die werkswyse van hierdie slinkse vyand? Hy kies ons wanneer ons swak is, en hy kies 'n swak plek om sy leuen te kom plant in my en jou lewe. Wanneer is ons op ons swakste? Ek dink 'n kind is per definisie 'n maklike teiken. Iemand in hulle bejaardheid is 'n maklike teiken. Iemand wat 'n krisis beleef, of dit nou 'n intense siekbed is, of wat ook al, is ook 'n maklike teiken. En ja, dan kies hy 'n swak plek. As 'n kind, ek word uitgeskuif op die speelgrond. As 'n kind, ek sien dinge raak, maar my verstandjie het nie die vermoë om dit soos 'n volwassene te interpreteer nie. Ja, my gewig, my haarkleur, my wat ook al, word die bron van spot. As 'n volwassene. Ek land in 'n kantoor waar iemand my teiken, waar my potensiaal nie raak gesien word nie, waar ek uitgebuit word, waar ek onregverdig van dit en van dat beskuldig word. Ja, ek land in 'n kankerbed, en iemand vra my die vraag, nou watter sondes het jy nog nie wat vergewe moet word? Ek kan so aanhou. Ek dink ons elkeen besef, hoe waar is dit? Dat in ons lewens daar gesteel, geslag en verwoes word, deur sekere sade, wat die vyand in ons lewens kom saai. Maar Jesus sê, ek het gekom om jou die lewe te gee, en dit in oorvloed. As hy kom en hy steel my vreugde, dan sê die Here, ek het gekom sodat ek jou vreugde kan teruggee, kan herstel. As die Satan kom en hy slag my menswees, my karakter, dan kom die Here Jesus en sê, ek wil dit vir jou teruggee. Dink maar wat het hy gedoen met Petrus, daar langs die meer, 3 keer. En as ons sê, hy verwoes my identiteit in Christus, dan wil Jesus sê, lees net weer my woord, ontdek weer wie en wat jy is, wat ek jou gemaak het, hoe ek oor jou voel. Ek het my lewe in ruil vir jou lewe gegee. So ek weet nie waar jy vanoggend is nie, maar ek dink ons elkene het hierdie steelmomente in ons lewe. Sommige van ons se gedagtes gaan dalk nou spontaan terug na waar ons op 'n speelgrond is, of in 'n klas sit, of in 'n kantoorsituasie was, of in 'n siekbed, of waar ook al. Maar iewers moet ek en jy die streep trek. En hoe doen ons dit? Die proses is eenvoudig. As ek Jesus wil toelaat om my die lewe te skenk en dit in oorvloed, moet ek die leuen ontbloot, ek moet hom by die naam noem, ek moet hom herken, ek moet hom aanspreek, ek moet hom regtig waar ontbloot. En dan die teendeel moet ek stel. Dit wat in sy woord staan. As iemand vir my gesê het, jy is niks werd. Jy sal tot niks kom. Nou is die tyd om te sê ek is nie. Ek is 'n koningskind. Dit staan hier. Hy het sy lewe vir my gegee. Hy het gesê ek is vir hom kosbaar, hy het my lief. Hy ag my hoog. Wat kan ek en jy doen? Ons kan hierdie proses aan die gang begin sit. Wat gaan ek en jy baat daarby?
Ons gaan die steel, slag en verwoes. Ons gaan dit beëindig. En ons gaan 'n nuwe seisoen in van die lewe hê, en dit in oorvloed. Here, ek het baie keer as kind nie die vermoë gehad om dinge logies te orde nie. Here, ek het baie keer in baie stresvolle situasies ook nie die vermoë gehad om logies te dink nie. Maar Here, as ek met U woord op my skoot sit, daar 'n kalmte oor my daal, U Gees my vul, is ek op 'n plek, Here, om te sê, Leuen, ek ontbloot jou. Satan, jy gaan nie langer by my steel, slag en verwoes nie. Jesus, met die Gees wat in my woon, ek wil 'n seisoen tegemoet gaan, waar U die lewe nie net vir my gee nie, maar dit in oorvloed. Ja, Here, vanoggend kom ons sê, ek wil my glimlag, my vreugde terug hê. Ek wil my mens wees terug hê. Ek wil my identiteit in U wil ek terug hê. Help my op hierdie pad, Here. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Uitdaging vir die week. Dit kan dalk hier en daar 'n pynlike stap wees om te neem. Maar ons almal het dinge wat ons wil sê, dit het gebeur, ek gaan nie weer daar nie. En dit kan goed wees. Maar as daar 'n leuen lê wat ek glo, dan moet ek weer daar gaan. Hoe sal ek weet? Die Gees van God wat in my woon, sal my tot daardie bewustheid bring. As daar nou iets in my en jou gedagtes begin draai, wat ek en jy al lank al gebêre het, dan moet ons teruggaan. Ons moet die leuen gaan vind wat Satan geplant het. Ons moet die waarheid daarteenoor stel, en ons moet in gebed sê, hier trek ek die streep. Die steel, slag en verwoes het nou tot 'n einde gekom. Die lewe in oorvloed breek nou aan. Sterkte daarmee, mag die Here jou styf vashou terwyl jy dit hierdie week doen. En wees getrou, hoor sy stem. As jou gedagtes gaan na 'n plek waar jy nie wil wees nie, dis dalk net die plek waar die Here jou vreugde wil kom herstel. Ek groet jou, 'n wonderlike week.